Ek het nou al reeds gesê dat Psalm 145 is alfabeties gerangskik. Dit is eintlik 'n baie netjiese stuk sistematiese teologie. En in die Joodse erediens was dit 'n integrale deel van die diens. Nou, 'n mens doen gewoonlik ook 'n ding alfabeties as jy dit wil onthou. Dis veral wanneer jy 'n lang lysie wil onthou. Dit moes alles deel gewees het van Dawid se denke toe hy hierdie Psalm geskryf het. En dan natuurlik die interessante van hierdie Psalm is daar kort 'n versie. Daar korte deel. Die letter Nun in die Hebreëse alfabet is nie in die versie, is nie in die Psalm nie. Meer interessant nog is waar hierdie gedeelte kort in hierdie Psalm. So as ons nou vanoggend wil, kan ons nou 'n baie grand teologie klas aanbied uit Psalm 145 uit. Maar dis nie wat ons gaan doen vanoggend. Ek wil hê julle moet so 'n bietjie, want ons nou hierdie Psalm gaan lees. Ek hê julle moet julle ietsie verbeel van ou Dawid, wat nou al 'n ou man is. Hy sit iewerster waar hy sy mense om hom het. Sy familie seker. Sy kinders en sy kleinkinders. Hy sit en dink oor sy lewe. Alles wat hy beleef het. Wanneer hy al hierdie goed dink, dan begin skryf hy hierdie Psalm. Maar voor ons nou die Psalm gaan lees, kom ons bid net eers. Ons liefdevolle God en Hemelvader. Here, wat 'n voorreg om vanoggend ook hier as die geloofsgemeenskap Noorderharts aan u voete te kom sit. Ja, Here, om u te hoor, om u te beleef, om u te ontdek. Here, ons doen dit vanoggend saam met Dawid. Ons doen dit saam met duisende ander dwars oor die wêreld. Here, en daarom kan ons ook vanoggend saam dankie sê vir Dominee Johannes wat op Hartswater bevestig gaan word vanoggend. Here, wil u ook vir hulle as gemeente seën met sy bediening. Here, ons kan ook in hierdie oggend saam dankie sê met hulle wat verjaar, met hulle wat huwelike herdenk, Here, met hulle wat vreugdes in hulle lewens het. Here, daarin deel ons ook. Here, en wat 'n voorreg. En ook hulle wat swaar kry, aan u voete te kom neersit. Here, ons dink aan Fetties. Dink aan Janet. Here, so dink ons aan elke ou mens. Elkeen wat siek is. Here, dankie vir hulle wat gesond terug is. Here, u is die groot geneesheer. Here, ons bring ook almal wat met uitdagings rondom finansies en lewensmiddele moet leef na u toe. Ja, Here, want ons gaan ook net nou lees dat u die God is wat voorsien. Here, ons bring ook almal na u toe wat leef in stikkende verhoudings. Here, wil u ook daar die uitkoms gee wat nodig is. Help ons om met liefde met mekaar te leef, mekaar te vergewe. Here, daar waar ons nou uit u woord gaan lees, vra ons, Here, dat u ons harte ore en ons lewens sal oopmaak.
Here, dat ons net meer en meer van U kan ontdek. Meer en meer vervuld kan leef uit U ondeurgrondelike grootheid. Here, maak ons lewens en ons ore oop. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Psalm 145, 'n loflied van Dawid. Ek wil U verheerlik, o koning my God. Ek wil U naam prys vir altyd en altyd. Elke dag wil ek U prys. Ek wil U naam loof vir altyd en altyd. Groot is die Here en besonder lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag roem U werke, U magtige dade maak hulle bekend. Oor die heerlike majesteit van U luister en U wonderdade wil ek nadink. Oor die krag van U onsagwekkende dade praat mense, van U grootheid wil ek vertel. Oor herinneringe aan U groot goedheid sal hulle uitwy. Oor die regverdige optrede sal hulle jubel. Genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in troue liefde. Die Here is goed vir almal en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, al U werke loof U en U troue volgelinge prys U. Oor die heerlikheid van U koningskap praat hulle en U mag verkondig hulle, sodat die mensdom kan kennis neem van U magtige dade, van die heerlike majesteit van U koningskap. Die koningskap is 'n koningskap vir alle ewigheid, U heerskappy deur al die komende geslagte. Die Here ondersoek almal wat val, ondersteun almal wat val en help almal regop wat neergebo is. Almal se oë is vol verwagting op U gerig en U gee vir hulle kos op tyd. Wanneer U U hand oopmaak, versadig U al wat lewe met wat hulle wil hê. Regverdig is die Here in al sy weë en trou aan alles wat hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in die waarheid aanroep. Hy vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hulle hulpgeroep hoor hy en hy verlos hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses tel hy uit. My mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd. As ons nou nie vanoggend van A tot Z wil gaan nie, dan moet ons by die groter lyne bly. En Dawid beleef twee goed van God. Hy beleef wie God is, en hy beleef ook wat God doen. Dis waar ons nou eers gaan stil staan, is dat Dawid beleef wie goed God is. Dawid is beleef veral God se koningskap. Dis half 'n refrein dwars deur hierdie hele gedeelte. Kan hy nie uitgepraat raak oor God as koning nie. Wat dit natuurlik spesiaal maak is dat Dawid self was die koning van Israel. Maar vir hom sien hy God se bestuur van sy lewe. Hierdie koningskap is groot, ondeurgrondelik groot, vol skoonheid en heerlikheid. Sy mag is onsagwekkend, sy koninkryk ewig. Dawid het in sy verhouding ook God ervaar as genadig, barmhartig, geduldig, liefdevol en getrou en regverdig. Dawid sien hoe God se goedheid oor almal spoel. Dawid het hierdie goed, al hierdie lysie van eienskappe nie in een of ander teologieklas geleer nie. Dawid het dit geleer in sy lewe saam met die Here.
Dawid het elke dag geleef in 'n verhouding met die Here. En so het hy God ontdek. Dis eintlik die beter manier. 'n Mens kan seker gaan klas draf en uit die boeke van iemand anders leer wie God is. Maar is dit nie maar wonderlik net God self te ontdek? Ons het reeds gesê dat Dawid was geen engeltjie nie. Inteendeel, hy was 'n egbreker en 'n moordenaar. En juis hierdie sonde het in sy lewe groot gevolge gehad. Ons lees daarvan in 2 Samuel 12 vers 10, waar die Here vir Dawid sê, omdat jy nou gedoen het wat jy gedoen het, gaan dit nou so met jou gaan. Ek gaan dit gou vir julle lees. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie, omdat jy my geminnig het en die vrou van Uria, die Hetiet geneem het, om jou vrou te word. 'n Swaard in sy huis, in sy familie was daar nooit vrede nie. Sy seun Absalom kom in opstand teen hom. Hierdie arme man het net moeilikheid op moeilikheid met sy kinders gehad. Maar dit was sy skuld, en hy het geweet dis sy skuld. Hy kon baie maklik verbitterd en met haat geleef het, of met selfverwyd. Maar dis nie wat ons hoor in hierdie Psalm. Wat ons hoor in hierdie Psalm is die genade en die barmhartigheid van God. Dis asof dit Dawid se suurstof in sy lewe word. Ja, 'n engeltjie is ek nie, maar die God wat ek dien, is barmhartig. Ons kan hiermee baie mooi identifiseer. Mens kan baie maklik stil staan by al die groot goed wat God doen, sy wonderlike skepping, sy bestuur van die mensdom, die groot hemelryk. Maar vir my is een van die grootste wonders God se barmhartige genade. Dat daar waar ek aanjaag, daar is hy vir my genade. Al die ander goed sal niks beteken as ek nie uit genade uit dit kan geniet nie. Maar Dawid ervaar ook dit wat God doen. Vers 16 sê, wanneer u hand oopmaak, versadig u al wat lewe met wat hulle wil hê. Mens dink nou amper so bietjie, maar die 2020 vertaling is seker nie so lekker reg nie, maar dis letterlik wat daar staan. Dit klink eintlik 'n bietjie Bybels verkeerd, want dit klink so bietjie soos 'n pa wat sy kinders bederf. Want hy gee nie vir hulle wat vir hulle goed is nie, hy gee vir hulle wat hulle wil hê. Dawid het God se voorsienigheid beleef. Dis nie net 'n noodlenigingkie nie. Nie net genoeg nie. Dis 'n oorvloedige Vader wat bederf. Dawid het ook gesien dat God iemand is, of 'n God is wat mense ondersteun. Ons lees van val en kromloop. En ons is nou al so ingestel om God soos 'n spaarwiel te gebruik, dat ons nou, as ons daai versie lees, dan dink ons aan mense in die moeilikheid. Ek wonder tog, dit nie 'n geval was dat Dawid so gekyk het na die klomp hier voor hom, sy familie en sy vriende om hom, daai jong babietjie wat net leer loop, wat nog so met sy handjie so hou, gesien het hoe hy struikel en dan help die Here hom op. Dawid het dalk ook in sy eie tydgenote gesien
hoe hulle krom loop van ouderdom, laste. Besef, maar die Here help hulle. Ons God is 'n God wat ons beskerm, wat ons ondersteun, wat ons regop hou. Vir Dawid was God nie een of ander filosofiese idee nie. Vir Dawid was God 'n kosbare vriend. 'n Vriend wat naby genoeg is om elke dag te deel in ons lief en ons lewe. 'n Vriend wat sommer net opdaag met 'n lekker bederfie. 'n Behendige vriend wat kan help as daar moeilikheid is, as 'n gevaar dreig. Laastens, wanneer Dawid kyk na alles wat God doen, dan is daar hierdie tema dwars deur hierdie Psalm van al en almal. Dis asof dit nie net genoeg is vir God om spesiaal te wees en goeie goed te doen vir Dawid nie, maar hy doen dit vir almal, vir die hele wêreld. Ons as Christene wil baie keer vir God net so bietjie reserveer vir onsself. Die Bybel sê, en die ou mense sê, God laat die son opkom oor goeie en slegte mense. Dink ons bietjie mooi na oor wie God is en wat God doen, dan besef ons dat hierdie milddadigheid pas by die grootheid van God. 'n Groot God moet milddadig wees. Dan is daar 'n derde puntjie waarby ons moet stil staan. Dawid ervaar iets van die ewigheid van God. Psalm 145 is beslis 'n ou mens Psalm. Jong mense dink nie so oor die lewe nie. Jong mense jaag net in die toekoms in, vol spoed. Maar Psalm 145 is definitief deur 'n ouer mens geskryf. Iemand wat al 'n bietjie rustiger is, die lewe 'n bietjie rustiger vat. Ou mense dink 'n bietjie anderster oor die verlede. Vir hulle is 'n nalatenskap belangrik. Hulle dink ook anderster oor die groter ewigheid. Vir Dawid is daar 'n besliste klem op die geslagte, op die generasies. Dit vorm in hierdie Psalm 'n refrein van tyd. Altyd en altyd, ewig, en al die komende geslagte. Dawid het in sy lewe ervaar, as jong skaapwagter tussen sy pa se skape, tot die volksheld wat vir Goliat verslaan het. As jong man, as krygsman in Saul se weermag, tot koning, 'n man na God se hart. Dawid sien sy hele lewe in sy geestesoog. Maar dit eindig nie by hom nie, want hy het ook 'n belofte vir die toekoms. Daar sal altyd een uit jou nageslag regeer in Israel. Elkeen van ons het ook hierdie verhaal saam met God. Verhaal van kleintyd af tot waar ons nou is. En die van ons wat kinders het, ons het ook daardie belofte. Ons belofte noem ons die doop, waar God sy trou beloof het, ook aan ons kinders.
Broers en susters, wat maak ons vanoggend met Psalm 145? Psalm 145 is vir ons 'n inspirasie om detectives in divinity te wees. Om God as 'n vriend in 'n verhouding te beleef, te ontdek, elke dag. As jy nou vanoggend hier sit en sê, maar ek is dalk nou 'n bietjie oud, of ek is nog te jonk, nee. Hierdie speurverhaal het geen ouderdomsbeperking nie. Elke dag kan ons met hierdie avontuur lewe. Prakties is dit dalk goed dat ons 'n dossier opbou van ons lewe saam met die Here. 'n Dossier is doeteenvoudig 'n leer waar mens al hierdie ontdekkings en inligting en bewysstukke bymekaar sit. As verskillende maniere ons dit kan doen. In die belydennisklas leer ons die kinders om 'n brief te skryf aan jouself, waar jy vir jouself vertel oor hoe God in jou lewe betrokke is. In my Bybel is daar so 'n brief. Dit kan ook wees doeteenvoudige kort kantlyn aantekeninge in jou Bybel, waar jy gaan skryf dit wat jy ontdek, dit wat jy beleef. Of, die wat hou van skryf, kan jy 'n dagboek hou, 'n geestelike joernaal, met al jou bewysstukke. En hier is die absolute wonder van dit alles. God is nie erg geheimsinnig nie. God wil ontdek word. Hy wil homself aan ons bekend. Al wat ons moet doen, is om met oop oë en 'n oop hart soekend te kyk. Ons sal hom vind. Mag ons hierdie week iets beleef van al die spotlights, daai waarmee ons gaan pouch, daai goed, né? Mag al die spotlights aankom hierdie week. Mag ons God se wêreld as 'n God-enchanted wêreld beleef. God werklik ontdek, soos Dawid hom ontdek het. In ons lewe. Amen.